Goeiemôre aan elke Kruisweg gemeentelid wat ingeskakel is by hierdie uitsending. Elke ander een wat ook saam met ons ingeskakel is, baie welkom. En ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Mag jy vandag geseënd wees met hierdie boodskap. Nou ons is in 'n verlengde tyd van inperking en ons beleef op 'n ander manier kerk in hierdie tyd. En dis vir my en jou om ook die beste daarvan te maak, maar dis goed om in jou sitkamer te kan wees en nog steeds op 'n manier 'n gemeenskap van gelowiges te beleef. Ek vertrou dat hierdie boodskap vir jou sal hoop bring in hierdie oggend. Kom ons buig net ons hoofde saam. Hemelse Vader, ek wil vir U baie dankie sê vir die voorreg wat ons het om as kinders van U, gelowiges en volgelinge van Jesus, vandag so saam gemeenskap van gelowiges te kan hê, dat ons as gelowiges ook U woord kan hoor en kan weet, maar U is in beheer. Dankie vir hierdie tyd, dankie dat ons op 'n ander manier kerk kan wees en dat die geleenthede, die vermoë nog daar is. Ons eer U daarvoor. Vir elkeen wat vanoggend ingeskakel is, bid ek dat U Heilige Gees hulle geestesoë sal oopmaak en sal besef en sal weet U is Here. So bid ek, Here, maak vir ons ook die woord oop wat ons vanoggend oor gaan gesels. En mag elkeen van ons beleef en weet, U is Here. Amen. Nou liewe vriende, daar's 'n tydperk in die kerkgeskiedenis wat baie keer verby ons vlieg. En dis hierdie tyd wat na die opstanding plaasgevind het. Ons praat baie van die opstanding, ons praat baie van die kruisiging. Dit bring ons uit by die hemelvaart van Jesus Christus. En dan ook natuurlik Pinkstertyd, 10 dae daarna toe die Heilige Gees uitgestort is. Alles belangrike momente in die geskiedenis van die kerk en in ons geloof. Maar ons vergeet baie keer, wat van hierdie 40 dae na Jesus se opstanding tot voor sy hemelvaart? Wat het daar gebeur? Wat het Jesus in hierdie tyd gedoen? Waarvoor het Jesus hierdie tyd voor sy hemelvaart gebruik? My vriende, Handelinge 1 vers 2 gee vir ons 'n leidraad. En ons lees die volgende: nadat Jesus uit die dood opgestaan het, het hy oor 'n tyd van 40 dae 'n hele paar keer aan sy apostels verskyn. En hier is die rede: om vir hulle te wys dat hy regtig lewe. Hy het gereeld met hulle oor God se nuwe wêreld gepraat. Hy het gereeld met hulle oor die koninkryk gepraat. So ek en jy moet verstaan, liewe vriend, dat wat ons vandag het in ons geloof in Jesus Christus is te danke aan die disippels se gehoorsaamheid, die feit dat hulle Jesus gesien het en dat die Heilige Gees hulle gedryf het en uiteindelik gehoorsaam gemaak het aan die opdrag van Jesus wat gesê het, gaan en verkondig aan al die nasies dat ek opgestaan het en dat ek die Here is. Liewe vriende, maar waar het begin? Dit het begin by daardie plek, by daardie tyd, toe Jesus homself aan sy apostels gewys het, toe hy homself aan soveel verskillende mense bewys het. Liewe vriende, hy het aan hulle verskyn, soos die skrif sê, om vir hulle te bewys dat hy leef. Dit was die rede vir daai 40 dae. Hy moes aan die mense wys, hy het uit die graf uit opgestaan. En dit sou die kruks van die disippels getuienis word, dat ons dien 'n lewende God. Ons dien 'n God wat die dood oorwin. 'n God wat vir ons sondes gesterf het, maar opgestaan het om vir ons 'n plek te gaan maak in die hemel. Hy leef. Die koninkryk van God is 'n werklikheid, is deel van die disippels se lewe. Die koninkryk van God is deel van my en jou lewe. Liewe vriende, so wat Jesus in hierdie 40 dae sê is, hy is in beheer. Wat hy sê is hy is die hoop, wat die wêreld so lankal na smag, waarna ek en jy vandag steeds smag. Die antwoord is Jesus. Ons bevind ons tans in 'n tyd van inperking, lockdown, soos ons almal het ken, en aanvanklik was dit 21 dae, en hierdie 21 dae is met 2 weke verleng, wat ons bykans by 35 dae bring. En die surprise is, na hierdie 35 dae is daar 'n lang naweek wat wag. Met die gevolg is dat hierdie 35 dae word verleng of uitgerek na 40 dae toe, voor ons weer mekaar kan sien. En dit is 'n gebed in ons hart, dis 'n hoop in ons hart, dat ons mekaar wel na 40 dae weer gaan sien. Vir interessantheid,
Almal van julle het waarskynlik hierdie post ontvang in die lockdown tyd, wat gaan oor 40 dae. Jy weet, 26 Maart tot 4 Mei is 40 dae. Ons is besig om te praat van die 40 dae van Jesus voor sy hemelvaart. Wat het dit ingehou? Wat belangrik is die getal 40 word baie in die woord van die Here gebruik. Oral in sy woord word daarna verwys. Die Israeliete byvoorbeeld het 40 jaar lank in die woestyn geswerf, voordat hulle die beloofde land moes ingaan. Hulle was vir 40 jaar ingeperk. Liewe vriende, hierdie 40 dae is vir ons eintlik min. Israel was vir 40 jaar ingeperk. Ons lees van die verspieders wat die land moes gaan verken. Dit het hulle 40 dae gevat, voor hulle teruggekom het. Ons lees van Noag, waarvan ons lees is dat dit het 40 dae en nagte lank gereën. En toe die reën verby was, toe het Noag nog 40 dae moes wag. Hy was nog 40 dae ingeperk, 40 plus 40, voor hy 'n venster kon oopmaak. En dis nie eers te praat van toe hy voet op droë grond kon sit nie. Hy was ingeperk, liewe vriende. Maria, ons lees van Maria, dat sy moes vir 40 dae, nadat sy geboorte geskenk het aan Jesus Christus, moes sy 'n reinigingstydperk ingaan. Sy moes haar voldoen aan die wette wat in Levitikus 12 opgeteken staan, om haarself weer te reinig. Sy was ingeperk vir 40 dae. Liewe vriende, ons lees van Jesus. En 40 dae lank is hy die wildernis in, of soos ons het bekend staan as die woestyn. Hy is die woestyn in, waar hy gebid het, waar hy gevas het. En toe hy by daardie woestyn uitkom en hy kom terug, toe gee hy Satan 'n bloedneus. Hy was sterk, hy was vol krag. 40 dae lank het hy gevas en gebid. En dit bring ons weer by die 40 dae waarmee ons nou besig is, na Jesus se opstanding voor sy hemelvaart, wat hy hier op aarde gewandel het, waar hy sy heerskappy kom verklaar het. 40 dae, liewe vriende, het Jesus die wêreld gewys, dat hy leef. 40 dae lank het hy 'n boodskap gehad van, daar is hoop, die hoop is in my. Ja, die Sanhedrin het Jesus uitgemaak as 'n godslasteraar. Die wonderwerke wat Jesus gedoen het hulle afgelag en gesê, dis van die duiwel af. Liewe vriende, die feit is, 40 dae lank het hy in Jerusalem en die omliggende gebiede rondgewandel en is hy deur menige mense gesien. Nie net die apostels nie, hy is deur menige mense gesien. En dit kan nie betwis word nie. Terug by Jesus se geboorte. Ons lees in Lukas 2 van 'n Simeon. Hierdie Simeon is 'n wetsgeleerde, staan daar, en hy was gevul met die Heilige Gees, volgens die woord van die Here. En hy het 'n woord van die Heilige Gees ontvang wat gesê het, weet jy wat Simeon, jy sal nie sterf, voordat jy die Messias met jou eie oë gesien het nie. En hy het dit geglo. En toe weet hy, toe hy vir Maria en Jesus sien, dit is die Messias. En hy maak 'n uitspraak oor Jesus. In Lukas 2 vers 34 lees ons, Simeon het hulle geseën en vir Maria sy moeder gesê, hier kom die uitspraak, hy sê, kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel. En tot 'n teken wat weerspreek sal word. So sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom. Liewe vriende, wanneer ek en jy sê, ons glo in Jesus, dan glo ons in sy opstanding, ons weet hy is in die regterhand van die Vader, soos die skrif vir ons sê, hy regeer van daar af. Maar daar was gesê, daar gaan mense wees wat tot 'n val kom oor Jesus, want hulle gaan nie in hom glo nie. Daar gaan mense wees wat tot 'n opstanding kom, want hulle gaan in hom glo. 'n Teken wat weerspreek sal word. Tot vandag toe nog is daar twis oor Jesus. Het hy opgestaan? Is hy werklik God? Soos wat die woord van God sê. Liewe vriende, wanneer ek en jy dink hieraan, dan vra ek die vraag in hierdie tyd van inperking. Het die Here ons nie dalk in hierdie tyd van inperking laat ingaan, sodat ek en jy weer kan besin oor wat is waardevol nie? Wat is belangrik in ons lewe nie? 'n Tyd waar die wêreld tot stilstand gebring is, om te besin oor wie is in beheer? Liewe vriende, wie is hierdie Jesus wat opgestaan het? Ons kan nie anders as om daaroor te dink nie, want hy beteken vir ons opstanding. Hy beteken vir ons lewe.
Ons het gesien, liewe vriende, dat die tyd van inperking met hierdie COVID-19 virus, hierdie virus vra nie of jy ryk of arm is nie. Hierdie virus vra nie of jy wit of swart is nie. Die funksionering van die kerk is ingeperk in hierdie tyd. Ons moet op 'n ander manier kerk wees. Jou buurman is waarskynlik baie nader aan jou op hierdie oomblik, al kan jy nie hom sien nie, al mag jy nie in sy huis kom nie, maar is baie nader aan jou as die predikant wat jy kan nooi en saam met jou kan bid, wat nie in jou huis kan kom nie. Ons het geleer dat gesondheidswerkers is baie meer werd as die rugbyhelde wat ons so najaag en ophef. Ons het geleer in hierdie tyd dat olie is eintlik niks werd as daar nie 'n aanvraag daarvoor is nie. Wanneer ons kyk na diere wat in hokke aangehou word in dieretuine, dan besef ons dalk 'n bietjie hoe hulle moet voel. Weet, in hierdie tyd is daar een positiewe ding, en dit is dat die natuur het kans gekry om te rus, en kry kans om te rus, omdat ons nie daarbey inmeng nie. Is besig om te herstel. Ons het geleer in hierdie tyd dat dit is moontlik om van jou huis af te werk. It's doable. Liewe vriende, ons vind uit dat eintlik het nie een van ons gemorskos nodig nie. Ons kan daarsonder klaarkom. Ons kan by die huis kos maak en dit geniet, saam geniet. Ons het geleer dat dit nie so moeilik is om higiënies te leef nie. Al wat hulle van ons vra is, was jou hande. Liewe vriende, en dan vra ek, onthou tog net om te stort ook. Ons ondervind dat mans toaliteit kan kos maak. Liewe vriende, daar is nuus, daar is fopnuus in hierdie tyd. Ons leer dat die Hollywood idol wat ons ook so verhef en ophef, is toaliteit maar net daar vir vermaak. En hulle is nie superheroes nie. Liewe vriende, hierdie lewe is breekbaar. Hierdie lewe is ontsettend breekbaar. En ek en jy moet dit met sorg hanteer. En ek en jy kan dit nie sonder die opgestane Jesus hanteer nie. En daarom vra ek die vraag, en ek wil hê jy moet die vraag vra, wie is hierdie Jesus werklik? Wie is hy? Liewe vriende, ek vertrou dat die waarheid aangaande Jesus Christus in hierdie tyd vir jou opgegaan het. Dat jy sal beleef dat wanneer ons byvoorbeeld in Markus 4 lees waar hy die storm stil maak, met die manne op die skuit, dan praat hy met die wind en die wind luister na hom. Dan praat hy met die golwe en die golwe luister na hom. En wat dit vir ons sê is hy is Here, hy is God, hy is die ek is, waarna ons almal soek. Liewe vriende, en wat ons lees van die manne op die boot is 'n besonderse reaksie. Ons lees dit in Markus 4, hulle was heeltemal oorweldig en het vir mekaar gesê, wie is hy werklik? Die vraag wat ek wil hê ons moet vra vandag, wie is hy werklik? Selfs die wind en die see luister na hom. En liewe vriende, in Jesus se 40 dae na sy opstanding, vergesel hy onder andere vir Kleopas en Kleopas se vriend na Emmaus toe. Kleopas en sy vriend is in 'n worsteling. Hulle het 'n hoop gehad wat hulle in Jesus geplaas het. Maar nou is hy gekruisig en dis al wat op hulle gedagtes is. Hierdie Jesus is gekruisig. Tot hy aan hulle verskyn. En eers besef hulle nie dat hy is wat saam met hulle loop nie, maar hy vertel hulle van Moses, hy vertel hulle van die profete, hy vertel hulle en sê vir hulle die Messias is juist die vervulling van dit wat hulle van Moses en die profete gelees het en weet. Liewe vriende, maar toe kom daar 'n punt waar hy ingenooi word in hulle huis. En hoor mooi, ek wil hê jy moet die Here innooi in jou huis in. En daar waar Jesus die brood breek en vir hulle gee, word hulle oë, hulle geestesoë, die oë van hulle hart gaan toe oop. Liewe vriende, en hulle sien raak. Hierdie is die verlosser wat voor ons staan. Hierdie is Jesus, die gekruisigde, maar die opgestane. Hy leef. Liewe vriende, toe weet hulle, hy is hulle hoop. Hulle het hom ingenooi in hulle huis in. En hy het homself aan hulle bekend gemaak. Geliefdes, wat ek vanoggend met jou wil deel is dat, en dit wil ek wil hê jy moet dit hoor, as ons vra wie is hy? Jy moet hoor, hy is in beheer. In hierdie tyd
Jy hoef nie hopeloos te wees in hierdie tyd nie. Jy hoef nie hopeloos te voel nie. Want as volgeling van die Here Jesus Christus, liewe vriende, het jy hoop. Ja, jy worstel dalk met 'n klomp vrae rondom werk, rondom inkomstes, rondom wat gaan gebeur hierna. Maar ek wil jou vra, moenie dat vrees jou oorweldig nie. Daar is hoop, en dit is presies wat Jesus my en jou kom bekend maak in hierdie 40 dae na sy opstanding. Hy is hoop. In hom is lewe. En daai lewe is in oorvloed, sê hy. Liewe vriende, ons sê vir mekaar ons lewe in die eindtye. Ja, na Jesus se opstanding het die eindtye alreeds aangebreek. En dis wat Jesus kom verkondig. Ek en jy moet besef met wie ons te doen het in hierdie tyd. Wanneer ons dink aan, hy spreek golwe aan, hy spreek die wind aan. Wanneer ons dink aan die wonderwerke wat hy gedoen het, hy is Here, hy is God. Liewe vriende, en dit bring ons by die boodskap van Openbaring uit. Ons almal worstel daarmee. Wat beteken hierdie tekens? Dis alles beeldspraak wat daar gebruik word. Liewe vriende, die boodskap van Openbaring sluit aan by die boodskap van die woord van God. En dit is, daar is hoop, en God regeer in Jesus Christus, deur die Vader en die Heilige Gees. Liewe vriende, daardie hoop beteken vir my en jou, dat God elke dag nog in my en jou werk. Hy werk elke dag nog aan my en jou. Hy is betrokke in ons lewe. Ja, ons word deur die Satan versoek. Liewe vriende, dis wat moet gebeur in hierdie eindtye. Weet dit net, dat God is in beheer. Weet dit, dat hy regeer. Hy is oorwinnaar. In hom is daar hoop. Liewe vriende, die Skepper God wat ons aanbid, hy hou die aarde in sy hand. Hy hou jou in sy hand. Liewe vriende, God het jou. Ons het iets. Ons het 'n lewe om voor te leef en na uit te sien. En ek wil hê ons moet dit snap vandag. Die Here wil hê ons moet dit snap. Liewe vriende, hierdie virus is nie iets wat onhanteerbaar is vir God nie. Hy is in beheer en hy sal altyd in beheer bly. As kerkgeliefdes, het ek en jy nodig om dit te bely. God regeer. God is ons hoop. Jesus is ons hoop. Jy weet, ons is so bekommerd om maskers op te sit wanneer ons uitgaan, en ja, ons moet dit doen, maar ons vergeet, wat staan in die woord van die Here? Dat sy naam is op ons voorkoppe geskryf. Ek en jy verteenwoordig hom. Gemerk met sy naam. Nie met die merk van die dier nie. Liewe vriende, sorg dat jy die naam van die Here op jou voorkop kry. Dit is wat ek en jy moet strewe en leef voor. Openbaring 22 vers 3 sê, geen vervloeking van enige iets sal langer meer bestaan nie. Dis waarna ons uitsien. Daai tyd gaan aanbreek, dat geen vervloeking daar sal wees nie. Ons gaan vry wees, liewe vriende. Die troon van God en van die Lam sal in die stad staan, en sy diensknegte sal hom dien. Hulle sal hom vol in die oë kyk, wat 'n voorreg. En sy naam sal op hulle voorkoppe wees. Dis die vooruitsig. Liewe vriende, die opgestane Here Jesus Christus 1, die coronavirus 0. Die opgestane Here Jesus Christus 1, Satan 0. Dis wat ek en jy moet hoor in hierdie dag. Liewe vriende, dis wat ek en jy moet hoor. Daar's hoop in hierdie tyd. En ons moet nie net hoop daar's kos op die rakke in die winkels nie. Met respek gesê. Liewe vriende, ek en jy het 'n hoop wat 'n naam het, en dit is Jesus Christus, en daardie naam is op ons kop geskryf. As ons praat van hoop, dan wil ek hê jy moet weet, hoop is die prentjie wat jy het van die toekoms. En daarom wil ek die vraag vra, wat is dit wat jou hoop beïnvloed? Wat is daardie prentjie wat jy het van môre? Van die volgende minuut in jou lewe? Beheer die media dit, met alles wat omgaan? Beheer die wêreld jou denke, jou prentjie van wat gebeur en wat aan die gang is op die oomblik? Of word jy gelei deur die skrif, wat vol beloftes is wat God vir jou gee, waar hy sê, maar ek is in beheer. Waar hy sê, ek is jou hoop. Hou vas aan my. Liewe vriende, in Jesaja is daar 'n teks wat in Jesus 'n werklikheid geword het. En hierdie teks is maar een van die beloftes, en ek lees dit vir julle. Jesaja 40 vers 31 sê, maar die wat hulle hoop op die Here stel,
sal hulle krag terugkry. Hulle vlieg hoog soos arende, hulle sal hardloop en nie moeg word nie, hulle sal loop en nooit vermoeid word nie. Dis 'n belofte. Die wat hulle hoop op die Here stel. Liewe vriende, hou jy vas aan die hoop wat Jesus na sy opstanding vir my en jou kom leer? As ons dink aan Elisa, die profeet van die Here, dan was daar 'n moment in 2 Konings 6 waar die koning van Aram Elisa se bloed gesoek het en die uit sy hele leermag opgeroep om vir Elisa te kom vang. En dan kom Elisa se diensknegt en hy is besig om bang te word vir hierdie leermag, want dis al wat hy sien. Dan kom Elisa en hy bid. En hy vra die Here, Here, maak hierdie dienaar se geestesoë oop, sodat hy kan sien, daar is 'n leermag van U wat vir hom veg. Liewe vriende, ja. Ek bid dat die Here ons geestesoë sal oopmaak, dat hy vir ons hoop sal gee, dat hy dit vir ons sal raak sien, dat hy is besig om hierdie geveg vir ons en namens ons te veg. Liewe vriende, want dit is waar ons hoop lê, is in die opgestane Here Jesus Christus, wat regeerder is van 'n leermag wat die Satan oorwin. Liewe vriende, ek wil afsluit met 'n gebed van Paulus, wat hy vir die gemeente in Efese bid, en ek wil bid dat hierdie regtig deel van julle lewens sal word, dat julle die boodskap sal hoor vandag, julle in hierdie tyd in Jesus se voetspore sal loop, dat julle sal beleef dat hy Here is, hy is hoop. Ek lees in Efesiërs 1, die volgende, vers 15, daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus, en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee, en hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Wat 'n mooi gebed, nee. Mag die Here hom aan jou openbaar, dat jy hom kan ken. En dan gaan hy verder, hy sê, ek bid, dat hy julle geestesoë so verhelder. In die grondteks staan daar so, dat hy die oë van jou hart sal oopmaak, soos wat Elisa gebid het. Nee, dat julle kan weet, watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is, in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek, en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, en hier is die hoop, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef, en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles en almal vervul. Liewe vriende, hoor jy hoop? Die prentjie wat ek en jy het van die toekoms, lê in Jesus Christus, wat opgestaan het, wat homself bewys het aan ons. Liewe vriende, ek en jy, wat die kerk is, het 'n roeping ontvang, sê Efesiërs 1, van hoop, wat ons kan uitdeel. Ons het Jesus ontvang, en niemand kan Jesus van my en jou af wegneem. Liewe vriende, ek en jy moet dit besef. Die Here, hy wat opgestaan het, is nie op lockdown nie. Niemand kan hom in die graf toesluit nie. Hy leef. Hy leef en hy is jou Here en hy is my Here. Kom ons celebrate hom in hierdie tyd, vir wie hy is, die opgestane Here Jesus Christus. Amen. Hemelse Vader, ek wil vir U dankie sê, dat ons die voorreg het om so as kerk net weer te kan besin oor wie U is. Vader, Seun en Heilige Gees, U verryk ons lewens. U is die God, die enigste een, wat in hierdie tyd vir ons werklik ook die hoop kan wees. U spreek hoop uit, wanneer U opstaan uit die dood uit, Here Jesus Christus, en U aan die apostels verskyn, en U aan soveel mense, aan Maria verskyn, en aan die Emmausgangers verskyn, en aan menigtes verskyn het. Want U het vir hulle gesê, en U sê vir ons, dat U is God, U is Here, U het mag oor die dood, U regeer. Hemelse Vader, dankie dat ons dit kan weet vandag as kerk van U.
as volgelinge van Jesus. Vir die voorreg wat ons het om dit te ontvang en ook dit uit te deel. Ons het die voorreg om die naam van Jesus op ons voorkoppe te dra en ons sê vir U dankie daarvoor. Ons is nie gemerk met een of ander teken van die bose nie. Ons is gemerk met 'n teken van die oorwinnaar, Jesus Christus. Sy naam staan op ons voorkoppe en ons sê vir U dankie daarvoor. Hemelse Vader, mag ons as kerk U gehoorsaam wees. Mag ons as kerk U volg. Mag ons as kerk die hoop verkondig wat daar is in U. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Liewe vriende, ek wil van Kruisweg se kant af vir jou net baie dankie sê vir jou volgehoue ondersteuning. Baie dankie dat jy inskakel by hierdie dienste wat ons opneem en wat jy na kan kyk. Maar dan ook baie belangrik, dankie dat jy ons finansiëel ondersteun. Sonder jou dan sou dit nie moontlik gewees het om hierdie produk aan jou te lewer en om kerk te wees op 'n ander manier. Ek sê vir jou dankie daarvoor. Ons bankbesonderhede verskyn op die skerm. Jy is welkom om 'n donasie te maak of 'n offergawe te gee. Gaan kyk ook op ons Facebookblad vir inligting van ons gemeente en natuurlik op ons webblad is daar ook inligting en die bankbesonderhede natuurlik ook daarop. Ek wil afsluit, liewe vriende, en ek wil jou groet in die wonderlike naam van ons koning, ons Here, ons Meester Jesus Christus. En ek wil bid dat jy geseënd sal wees. Goeiedag, totsiens.